Môre Henner, Môre Sakkie. lekker hier by die rivier, by Parys Hangbrug. Ja, ek het nogal gepraat van die hangbrug, my ma vra van, waar is die hangbrug? Ek sê, Ja. is hoe lank in Parys, ons het jou vandag gaan wys. Ja, So, dit is altyd lekker om aan te wees, as die rivier op sy normale vlak is. Maar ja. nou is dit ook fantasties om nou te sien, as jy hoeveel water daar verby kom. Ja, kyk nou vanoggend weer, die vloed is mooi. Ek weet nie hoeveel meter per sekonde nie. Ons het Hy is- gistermiddag gesels. Dis reg, ja. Nou, vanoggend het die opdatering wat ons vanoggend gedoen het, is so 1200 cubes heiliglik by Schoemansdrift. Dit is ons so 20 kilos van Parys af, Ja. rivier af. Ook aan die Parys, by Woodlands, waar ons ook ons goeders meet aan word, dit is so 12 kilos van Braads af, is so net aan die einde van Val-Eden. Is daar 'n way soos ons dit noem. Daar Ja. lees ons ook, hy was so 990 cubes, en die beraad self het 2 uur vanoggend, het hulle ook gemaak na so 1300 cubes. So daai waters gaan nog so stelselmatig aankom. Want die barrage moes ook gemaak het vir Valdam wat uitlaat, want hulle het ons 8 sluise ook, Ja, wat op die oomblik is. So Valdam gaan mooi af, hy is van 109,28%, is hy na 107,9% toe, so hy is stelselmatig begin hy af te loop. dis nou die damvlak. Jy sê hy is nou Dis die op damvlak. 107%. 107,9% vol, ja. Ja, dis baie water. Dis Okay. baie. Ek het gistermiddag met sommer 'n vreemdeling daar gesels, sy opinies het hy daar gegee en hy het gevra, hoekom het die ouens so skielik almal oopgemaak in 'n kort tyd? Wat gebeur is dat hulle is bang vir nie reën. So hulle wil eerder die dam volhou Ja, as wat hulle leeg maak en dan Ja. kom die reën nie en daar's nie water nie. Ons het so 2 maande terug het ons 'n petisie opgestel waar ons 'n klomp briewe gestuur het vir ek dink is die munisipale bestuurder in Sasolburg. Hy het gevra ons wat dit doen. Man, al ons boere het ingevul. Daar's mense wat ingevul het alles, maar dit het niks van gekom. Want ons het gevra, weet dan sak die dam so lank, want daar is klomp reën op pad, want ons almal het toegang tot weervoorspellings. Daar's langtermynvoorspellings, daar's korttermynvoorspellings. Maar dis asof net ons daarvan weet, maar die departement weet nie daarvan. Want dit is lyk my hulle wag tot hulle die water sien en sê, "O, okay, nou maak ons oop." ja, ons weet nou nie hoekom, wat die Ja, rede is nie, precies. maar hierdie ouens maak nie stelselmatig oop. In die verlede het hulle gewoonlik stelselmatig oopgemaak, maar ek dink die rede hoekom hulle nou so vinnig oopgemaak is want kyk Vrydag was die dam op 107%. Ja. Maandagoggend is op 109%. Ja. Die invloei by Valdam is amper 1000 kubieke meters per sekonde en hulle uitlaat is maar 60. Ja, En dis wat hulle gesê nee, hoor so pluk oop, ongelukkig uur vir uur moes hulle nou 5 sluise oopgemaak het. En toe gisteroggend het hulle die laaste 3 nog oopgemaak. So hy so 8 sluise op die oomblik wat hulle oop het okay. om die dam te beheer dat hy af kan gaan. Ja, Tot so 103% wat ek gehoor het, dan gaan hulle weer begin toemaak. maar hulle weet. Stelselmatig. Okay, 'n ou moet begrip hê daarvoor. Dit gaan oor die water. Ons het die water nodig. Presies, ja. Water het die water. Presies, ja. En as jy nou moet sê die weer, ek het nog gekyk na die weer, ook daar is voorspelling vir nog reën Volgende week, ja. volgende week. Ja, so einde eerste volgende week se kan gaan dit Maar behalwe dit is ons in die reenseisoen. Ja, definitief. Ons reenseisoen het die 1 Oktober afgeskop en Ja. uiteindelik ons hier so einde Maart se kant. Ja. Dis wanneer ons hier in die omgewing begin reën kry en begin planne maak en al daai goedjies. Ja. Dis wanneer die boere begin plan en hulle kan reg wees en al daai goedjies, ja. So Ja. nou sit nog 'n ver eind om te gaan. Ons grootste vloede het gewoonlik Februarie, Maart, April maand gekom. Elke jaar, want dis wanneer die laaste bietjie reën deurkom vir die Ja. reenseisoen. Ja. En dan raak die damme vol. Kyk, Valdam laas jaar hierdie tyd 30% vol gewees. Toe begin dit reën en dit is binne 'n maand of 3 toe sy 100%. Tokkenblok. So dis baie, ja, dis baie. Okay. Daar's nie nou, hy kom af, daar is vloed, maar ons is gewoond aan hierdie hoeveelheid water. Daar's nie iets snaaks aan. Nee, glad nie. Hy kyk ongelukkig by my, al my goeders is onder water. Ja. Die walle begin in mekaar skop. Ja. Die daai goeders, want dit is te veel water wat aanhoudend vir 'n lang ruk nou deurloop. Waar die Ja. verlede gou 3-4 dae was, hardloop hy nou vir 'n week, 3 weke soms. En nou beskadig die banke, die bome val in, die bome breek, die voëls word weggejaag, die visse word te mekaar gegooi met hulle spoor, want dit is ook hulle teeltyd nou, Ja. wat heiliglik aan die gang is. So Ja. ja, so ons is gewoond daaraan, maar dis baie water. En dit skade. En Vir ons ons. daar, Ja. Ja. Al die En dit- boere ook wat En jy dit kon voorkom gewees het deur geleidelik die uitlaat te koördineer. Ja. Goed, dit het nie gebeur nie. Ons hoop dit gaan volgende seisoen. Loop so. Ons vertrou dit so, ja, want daar is sprake dat die beheer gaan begin anders gedoen word. Ons almal moet uitvas daarvoor. Ja. Okay ouens, daar sê as dit kom reën, gaan dit kom lekker reën en ons gaan kyk wat maak die Vaalrivier op hierdie stadium redelik veilig. Die ouens kan met hulle White River Nee, rafting, glad geel en al. daar niks Daar's van glad geel en al. Real Adventures. Wel, soos wat ek het, dink ek tot en met 500 of 600 kubieke meters per sekonde mag hulle nog gaan.
oor dit volgens wat ek gehoor het, mag hulle nie op die water spring. So ja, ek dink dit is gevaarlik. Okay, ek dink ons gaan dit oorlaat vir ou Gideon daar by Pines Ja. Antiques, dat hulle besluit of hulle wil Yes, of ja, nie. presies. Ja, kyk, dit is maar wat ek hoor van my kant af. Ja, Ek werk met vissermanne, so dit help ek om die rustige ouers. Die rustige ouens. Maar dan wil ek nie luister nie, want net hier voor ingooi, want dis waar die groot visse is. Die groot visse kom uit die stroom uit. Hulle wil nie energie verbrand onnodig nie. So hulle lê tussen die bome en goed, dan wil die ouens die oor aan die ander kant vasgooi. Dis al die kleintjies wat die Joyride Bloemhof het. So, jy sien, daar gaan ons. Ja. As jy wil visvang, Vosride Adventures, Vosride Adventures, ja. kontak vir Henny. Daar sê baie dankie julle. Seënde dag. As hy.